Hierdie video gaan oor tariewe en spesifiek water en elektrisiteitstariewe. Nou water en elektrisiteitstariewe word volgens die glyskaal metode bepaal. En glyskaal beteken hoe meer water jy gebruik of verbruik, hoe duurder word die eenheidstarief. En hier kan ons sien in die tabel, as ons wil kyk hoe werk die glyskaal. In die tabel het ons hierso trappe of blokke. Blok 1, 2, 3, 4 tot by blok 6. Nou 'n mens kan net 'n sekere hoeveelheid verbruik hef per trap of per blok of per kategorie. Dit beteken wanneer ons byvoorbeeld die verbruik het 0 tot by 6, dan is die maksimum wat ons kan hef per blok is 6 kiloliter. Dit beteken ons kan nie meer as 6 kiloliter in blok 1 hef nie. Blok 2, 6 tot 10, en daar is ons net 4 kiloliter wat ons daarso het, en ons vat die 10, is die maksimum by blok 2 wat 10 is, met die maksimum blok 1 wat 6 is, ons hy 2 van mekaar aftrek, en dan kry ons 4, dit beteken ons kan nie meer as 4 kiloliter in blok 2 hef nie. En dit is wat ek wil hê julle moet verstaan oor water en elektrisiteitstariewe is hierdie glyskaal metode. En dan in blok 3, 10 tot by 20, en dan sê ons mos nou die maksimum in blok 3 wat 20 is, minus die maksimum in blok 2 wat 10 is, gee vir ons 10 kiloliter. Dit beteken in blok 3 kan ons nie meer as 10 kiloliter hef nie. En so gaan ons dieselfde met blok 4, ons kan nie meer as 15 nie, en dan in blok 5 kan ons nie meer as 15 nie. En dan kan ons, wanneer dit by blok 6 kom, enige hoeveelheid kiloliter bokant 50 kan ons dan by blok 6 sit. En dan het ek hier so 'n voorbeeld, as ons byvoorbeeld 60 kiloliter water gebruik in 'n maand, en dan gaan ons in blok 1 net 6 sit. Van hy 60 kan ons net 'n maksimum van 6 kiloliter in blok 1 sit. In blok 2 het ons gesê, kan ons net 'n maksimum van 4 sit, en in blok 3, 10, in blok 4, 15, in blok 5, 15, en in blok 6, 10 kiloliter. En as ons elkeen by mekaar tel, almal by mekaar tel daar, dan kom ons weer by 60 kiloliter uit. Nou kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. 9 kiloliter verbruik, 19 kiloliter verbruik, 32 kiloliter en dan 48 kiloliter. So by die 9 kiloliter, die eerste 6 van die 9 kiloliter gaan in blok 1 in. En dan is daar ons nou 9 wat ons verbruik het. Dit beteken as ons die 6 by blok 1 sit, dan is daar 3 kiloliter oor. Daardie 3 kiloliter gaan na blok 2 toe. So dit word daar gehef. En as ons daardie 2 by mekaar tel, dan kom ons weer by 9 uit. By 19 kiloliter, weer eens die eerste blok, 'n maksimum van 6. Maak nie saak hoeveel kiloliter jy verbruik het, die maksimum bly 6 kiloliter in blok 1. En dan blok 2 het ons nou 4 kiloliter, want die 10 minus die 6 van blok 1 is 4 kiloliter. So van die 19 het ons nou al in blok 1 6, in blok 2 4, is 10. Julle sal sien as ons dit by mekaar tel, dan kom dit by die maksimum van elke blok uit. So die 6 by blok 1 is die maksimum 6 in die volume verbruik. Dan is ons 4 bytel daarso, wat ons noem die cumulatiewe totaal, is mos nou 10, 6 en 4 is 10, en daarom sien ons die maksimum by blok 2 is
10. En dan is daar 9 oor, want ons kan 10 in blok 3 sit, maar daar is net 9 oor, en as ons daar die 3 by mekaar tel, kom ons weer by 19 net in dieselfde met 32, ons kan net 6 daar sit, maak nie saak hoeveel verbruik ons gegee word, ons kan in blok 1 net 6 sit, in blok 2 kan ons net 4 sit, in blok 3 kan ons net 10 sit, en dit wat oor is, wat 12 is, moet ons nou maar oorskuif na blok 4 toe. En so werk dit ook met 48, eerste blok 6, tweede blok 4, derde blok 10, blok 4 15 en dan blok 5 13. Nou kom ons kyk na 'n paar voorbeelde uit vorige eksamenvraestelle. Het ons die Tshwane munisipaliteit gebruik die volgende huishoudelike watertariewe om meneer Khoza se rekening uit te werk. Gebruik die tabel hieronder om my vraag wat volg te beantwoord. Nou die eerste vraag is, identifiseer die maksimum aantal kiloliter in kategorie 2. Nou die maksimum in kategorie 2 gaan ons mos eers gaan kyk hoeveel is in kategorie 1. Dis 1 tot by 9, soos 9 by kategorie 1. En die maksimum, die cumulatiewe totaal van blok 1 en 2 is 18. Soos daar 9 is in blok 1, dan gaan daar 9 ook in blok 2 wees. Want saam, blok 1 en 2 saam moet vir my die maksimum van 18 gee. Dan die tweede vraag is, bereken BTW insluitende bedrag wat meneer Khoza betaal het vir die gebruik van 40 kiloliter water. Eerste ding wat ons moet doen, ons moet die 40 kiloliter gaan opdeel per kategorie. So in kategorie 1 kom 9 kiloliter. In kategorie 2 kom ook 9 kiloliter. In kategorie 3 kom 12 kiloliter. En dan kategorie 4 kom net 10 kiloliter. En dan saam gaan daar die 4 vir ons nou gee 40 kiloliter. Maar kom ons kyk by kategorie 1, het ons gesê is 9 kiloliter, vermenigvuldig met 0 rand 0 sent, want dit is wat die tarief is gratis, daarom is dit 0. Kategorie 2 is ook 9 kiloliter, wat ons vermenigvuldig met 28 rand 97 sent, dan kry ons 260 rand en 73 sent. Kategorie 3 gaan ons tot by 30. Nou die cumulatiewe totaal van kategorie 1 en 2 is 18. Dit beteken ons kan nog net 12 by kategorie 3 insit, want die maksimum tot by kategorie 3 is 30. Daarom sit ons die 12 aan, ons vermenigvuldig het met die eenheidstarief vir kategorie 3 is R39.20, dan is die antwoord R470.40. Dan het ons nou al 30 van die 40 gebruik, wat beteken in kategorie 4 sit ons dan die 10 kiloliter wat oorbly, wat ons vermenigvuldig met die eenheidsprys van R45.13, dan kry ons daar so R451. En dan tel ons dit by mekaar, dan kry ons mos nou die 40 kiloliter, die 9 plus die 9 plus die 12 plus die 10, hier vir ons 40 kiloliter, en dan is ons die bedrag optel per kategorie, kom ons uit by R1.182.13. En onthou, dit sê BTW bereken, BTW insluitende bedrag, en dit wys vir ons daar by die tarief, die BTW is uitgesluit, so om BTW in te sluit, gaan ons die bedrag vat van R1.182.13, en ons vermenigvuldig dit met 115, wat ons deel deur 100, en dan kry ons die antwoord van R1.359.45. Hier is nou 'n voorbeeld oor elektrisiteitstariewe, waar hulle sê munisipaliteite reg oor Suid-Afrika publiseer jaarliks hul elektrisiteitstariewe in ooreenstemming met die regulasies. SEM werk die meeste van die tyd van die huis af en het onlangs ontdek dat sy elektrisiteitsrekening aansienlik gestyg het. Tabel 4 hieronder toon inligting rakende
elektrisiteitstariewe wat deur die stad Tshwane vir die boekjaar 2022, 2023 en 2023-2024 gepubliseer is. En daar het ons die blokke, blok 1, 0 tot 100 kWh, en dan 101 tot 400 kWh, en dan 401 tot 650 kWh, en dan meer as 650 kWh. Die eerste vraag daar definieer die term tarief in hierdie konteks. Die antwoord vir daardie vraag is, of opdrag is, dat tarief is die koste van elektrisiteit per eenheid, of per kilowattuur. Tweede vraag is bepaal die aantal kilowattuur wat in blok 3 toegeken word. In blok 3 vat ons die maximum in blok 3 van 650 kWh en ons trek die maximum van blok 2 af wat 400 kWh is, wat beteken die maximum in blok 3 gaan dan wees 250 kWh. En dan die derde vraag, bereken die tarief insluitend BTW vir blok 1 vir 2023, 2024 in rand. Die rede waarom hulle vra ons dit in rand bereken, is die tarief word vir ons in sent gegee in die 2023-2024 finansiële jaar. En daar in blok 1 kry ons 270,33 sent. Dit beteken ons moet dan BTW gaan bysit. Dit is waarom ons dit vermenigvuldig met 1,15 of ons kan ook dit vermenigvuldig met 115 oor 100. Dan kry ons 'n bedrag van 310,8795 sent. En as ons dit herlei na rande toe, gaan ons omdeel deur 100, want daar is 100 sente in 1 rand, dan kry ons R3.11 as die tarief vir blok 1 BTW ingesluit. Die volgende vraag oor die elektrisiteit is in Junie 2024 het SEM R1.941,42 BTW ingesluit aan elektrisiteit bestee. Bereken die aantal eenhede elektrisiteit wat hy vir die maand gebruik het. So wat hulle hierso sê is, hy het R1.941,42 betaal en hulle wil weet hoeveel elektrisiteit het hy en hy daardie maand gebruik om by die totaal BTW ingesluit van R1.941,42 uitgekom het. Eerste ding wat ons moet doen, ons moet die BTW gaan aftrek. En om dit te doen, of uitsluit, of die bedrag BTW uitgesluit kry, dit beteken ons vat die R1.941,42 en ons vermenigvuldig dit met 100 wat ons deel deur 115, dan kry ons 'n bedrag van R1.688,19 BTW uitgesluit. En dan gaan deel ons daar die R1.688,19 in die blokke in. En in blok 1 is die maximum daar wat ons kan hef, is so 100 kiloliter, so ons gebruik die hele 100 kiloliter van blok 1, en ons sê, dit is R2,7033, maal met 100 kilowattuur, geef ons R270,33. En dan gaan ons blok 2 toe, die maximum daar is ons nou 300 kilowattuur, want ons vat ons die 400 in blok 2 die maximum, en ons trek af die maximum in blok 1 wat 100 is, en dan kry ons 300, so in blok 1 sê ons is R3,1637. Hoe kry ons daardie 3,1637? As jy gaan kyk by die tabel by blok 2, het ons daar tarief by die 2023-24 jaar het ons 316,37 sent.
En as ons sente herlei na rande toe, deel ons deur 100, daarom kry ons die 3,1637 vermenigvuldig met 300 kilowattuur gee vir ons R949 en 11 sent. En as ons daardie twee by mekaar tel, dan kom ons by R1,219,44 uit. En nou wat ons dan moet doen is onder die tabel, ons moet gaan kyk die R1,688,19 wat BTW uitgesluit is, dat trek ons af dit wat ons al reeds in die blokke ingedeel het, die bedrag wat R1,019,44 is. Dit beteken daar is R468,75 oor wat ons dan in blok 3 moet gaan plaas. En die eenhede in blok 3 vat ons dan die bedrag wat oor is en ons deel het deur die tarief van blok 3 wat 344,67 sent is en ons herlei hom na rande toe en daarom kry ons daar R3,4467 en dan gee dit vir ons 135,9996518 kilowattuur vir blok 3. Nou die totale aantal eenhede wat vir die maand gebruik is in blok 1 se 100, in blok 2 se 300 en in blok 3 se 135,9996518 en dan kry ons 536 kilowattuur wat gehef is vir daardie R1,941,42. Die laaste vraag is 'n eksamenvraag waar hulle vir ons 'n tabel gee met ons watertariewe vir die jare 2020, 2021, 2021, 2022 en wat hulle hierso vra is 2.2.1 bereken die waarde van A, die persentasieverhoging by blok 3. Nou moet ons gaan kyk, persentasieverhoging is amper 'n tipe van 'n inflasieberekening wat ons doen. As julle kan onthou hoe ons inflasie gedoen, wat ons kyk na die persentasiestyging of die persentasieverandering, wat beteken ons vat die huidige koers van 2021-22, ons trek af die koers van 2020-2021, wat ons deel deur 2020-2021 se koers en dan maal ons dit met 100 en dan kry ons 8,49%. Jy tik dit reg in op die sakrekenaar asseblief. As jy nie die berekent tik het, dan tik jy dit in op die rekenaar, druk dit in soos wat ek hier gesê het. As jy maak 'n hakkie, dan sê jy 28 minus 25,81, maak jy hakkie toe. Want ons wil die verskil kry tussen die huidige en die vorige. Dan deel ons dit deur 25,81 en ons maal dit met 100. Op die sakrekenaar dan kry ons 8,49%. Regleerders, daar sal nog 'n paar ander oefeninge wees, maar jy kan net weer deur dit gaan. Enige vrae wat jy het, stuur 'n boodskap. Don't forget, like and share. Geniet jou voorbereiding.